Welkom mense, welkom by Telkom. Telkom is pretty shit. Okay, my maat gesê ek moenie mos lelik praat nie, maar regtig, Telkom laat ons nie steek. Telkom, as julle vir my luister, maak julle internet beter asseblief. Dit kan nie so gaan nie. Julle, hoekom is dit so warm? Dit is my maale en my suster in Vredendal en in Robertson sit gister nog met treie en baadjies. En ek sit hier en ek wil doodgaan want dit is warm. Ons slaap met die waterkoeler aan en met die aircon. As die aircon nie loop die waterkoeler. As die waterkoeler nie loop die aircon. So ja, dit gaan seker maar so, maar ja, die Noord-Kaap is nie vir sissies nie. Maar ja, ek is jammer die podcast is so 'n bietjie vroeg. Ek wou dit 7 uur gedoen het, want dan's almal so half rustig by die huis, soort van klaar geëet of op pad om te eet. En is nog nie so laat dat die van julle wat al wil slaap nie, maar ja, dit is, ons het 'n uur, dan sit Eskom weer die krag af en dan kan ons niks doen nie, en ek wil nou nie wees soos laas, die podcast doen as die internet aangekom het nie, want julle sien hoe lyk dit, dan praat ons nou so lekker as daar soos 'n minuut lank net dooie stilte. Like dit nie. So, dit sê op die oomblik nog ons internet is excellent, wat dit ook al beteken, maar dis net, ek bid klippar dat man op sy kop val. Dit sal eendag gebeur en dan gaan ek op sy lijk dans. Maar ja, ek maak die venster toe, ek klink dit nog steeds so. Hoor julle my wyn en my ys. Maar op die werk vir ons goeie nuus, my laptop het vandag gekom. So hulle is besig om hom op te stel nou. So ek gaan môre actually kan begin werk op my eie laptop en actually goed doen. So is dit nou uit te sien. Ek het vandag 'n volle, hoeveel ure? 2,5 ure gewerk. Maar ten minste as ek werk, dan doen ek baie goed gelyk. Maar ja, so weer eens jammer nou vir die mense wat nou wil gejoin het live. Ek is seker julle sal nog kan as julle nou, maar ja, meeste mense is nou eers klaar gewerk. Hulle seker nog eers in hulle karre geklim het. So jammer nou vir dit, maar ja, ek het nou 'n live show, maar almal kom nou eers van die werk af. Daar sit holwheat in my tande vas. O ja, gepraat van, Herman het gister bier gebrou weer slag. En altyd as hy klaar bier gebrou, dan hou hy die graan wat hy nou klaar mee gebrou het, hou hy so 'n bietjie vir my uit en dan bak ek muffins daarmee. Ek het laas verskriklike lekker muffins gemaak met dit. Maar dink jy nou ek kan daai resep wat ek op 'n random papier neergeskryf het, enige plek kry? Dit is mos nou natuurlik weg. Daai papier is mos nou nowhere. So ek het gister weer gesoek, want ek weet dit was nie 'n resep spesifiek vir daai spent grain muffins nie. Dit is 'n resep wat ek aangepas het van 'n ander resep af. En dis hoekom ek dit neergeskryf, maar nou lê dit seker iewers onder 'n berg van my papiere. Maar Herman gooi ek so elke nou en dan van my papiere weg. Hy dink ek weet dit nie, maar ek weet hy doen. As ek kykie, dan gebruik ek dit om te kyk vir sy messe skerp is as hy dit geslyp het, dan sny hy my papiere op. Dis ek soos, hey, ek gebruik daai papier, daar staan actually iets op wat ek nog wil gebruik. Maar ja, so hy het bier gebrou en toe ek gister, toe ek so gatvol van resepte soek, toe dink ek maar, okay, so moeilikheid nou wees, kom ek maak net my eie resep op. En toe, die eerste probeerslag was nie te sleg nie, maar ek dink ek het te veel suiker ingegooi. En my vloeistof was ook nie reg nie, want die muffins dit was nie crispy en light en fluffy nie, dit was so 'n bietjie taai. So ek weet nou nie of dit is omdat ek te min bakpoeier ingegooi het. Dit kan tog nie wees nie, want ek het toe later weer gemaak en toe pas ek die resep 'n bietjie aan. Toe het ek meer bakpoeier ingegooi en toe het ek water ingegooi in plaas van melk. En bietjie meer sout en bietjie minder suiker. Maar toe was dit nog steeds nie vir my so ajoba nie. So ek weet nie, as daar een van julle is wat weet van so 'n resep, wat jy daai graan van wat jy gebruik het vir jou bier maak proses, as een van julle weet van so 'n resep, dan laat weet my asseblief, want
ek is duidelik nie gemaak vir resepontwikkeling nie. Nie as dit kom by bak nie. Soos by kook, ja, daar kan ek goed in my slaap opmaak. Maar ek kan nie bakresepte uit my kop uit dink nie. Dis 'n science en ek is nie goed daarmee nie. Ek het vir Herman gesê as hy nou by die huis kom, kan hy of saam met ons kom gesels of hy moet maar net vir my koffie maak. Maar ek drink al klaar wyn so. Ja, maar ek het 2 hande, so ek kan seker albei gelyk doen. Maar ja, Maandag is soos letterlik die worst. Veral as daar nog Eskom ook by is. En veral as Eskom vir jou sê ons gaan nou stage 4 toe. Het blerrie Eskom ooit gesê tot wanneer toe is stage 4? Tot Vrydagoggend toe. Fantasties. Okay, so ons het load shedding stage 4 van vandag af tot Vrydagoggend. Okay, so hulle weet nog nie wat is Vrydagoggend nie. So met ander woorde, ons het dan vanaand 6:00 tot 8:30 ons Menendika toe. Dan Dinsdag. Okay, so vannag middernag tot 12:30 is die krag weer af. So sit af julle rekenaars en julle TV's. En dan môreoggend 8:00 tot 10:30. Ek weet nie hoe ek gaan werk 9:00 of hoe laat ek ook al moet gaan werk as die krag gaan afwees nie. Maar dis môre se probleem. En dan môre middag 4:00 tot 6:30 is die krag weer af. Dalk kan ek gaan gym as die krag af is tussen 8:00 en 10:30. Ek weet nie hoe die opset is daar by die werk nie. As die wifi af is, gaan ons nie kan werk nie. So dalk as die krag af is, dan kan ek môreoggend gaan gym. Okay, van die van julle net nie weet nie. Okay, gepraat van gym. Wag, ek net gou eers klaar eens kom. Okay, dan Woensdag, stage 4 is weer dieselfde. Middernag tot 3:30, 8:00 die oggend tot 11:30, 4:00 tot 7:30. Donderdag weer dieselfde. Vrydag weer dieselfde. Maar dan sê ons net tot Vrydagoggend, dus hopelik het ons dan die naweek niks load shedding. Ek is so gatvol vir die kak. Okay, gym. Vir die van julle wat nou nie weet nie, ek is besig om 'n summer challenge te doen. Dis 'n ding waarvoor jy betaal, okay? Maar nou wil mense by my weet, hoekom betaal jy vir iets? Okay, so want daar's so baie inligting op die internet. True. En jy verstaan, jy dink jy weet, maar dan kom jy nou af op so 'n summer challenge soos die wat ek nou doen. En dan luister jy actually vir iemand wat weet waarvan hulle praat. Okay, die vrou is soos 'n fitness trainer, maar sy is soos 'n health and nutrition specialist, okay? So sy weet al die oefeninge, sy doen hierdie Miss Bikini contests en goed. Ek weet nie wat die goed se naam is nie, ek weet nie. Ek weerspreek met die heeltemal, maar sy is van daai mense, jy kyk 2 keer as jy haar sien. So mooi is sy gebou. Maar die ding is, jy sign op vir die ding, dan moet jy self incheck en die incheck behels dan jy moet foto's neem van jouself. Ek weet nie of ek dit vir julle gesê die vorige keer nie. Jy neem foto's van jouself, jy staan soos in swemklere of in 'n exercise bra met 'n swembroekie wat ook al, maar jy moet so min as moontlik klere aan hê want sy moet jou lyf kan sien, jou liggaam kan sien. So dan neem jy dan daar's sulke papiere wat jy kan aflaai wat sê before and after en week 2 en week 4 en wat. So dan neem jy nou foto's van jouself van vooraf, van die kant af en van agteraf met hierdie papiertjie wat sê before. En dan WhatsApp jy dit nou vir haar. Maar die ding van dit is, jy verstaan, jy weeg jouself nooit. Jy kan jouself meet as jy wil, maar nêrens vra iemand dat jy jouself moet weeg, want ek meen wie hou van 'n skaal. Okay, so dan gee sy vir jou 'n dieetplan. Maar die dieetplan is soos het sy voordele en sy nadele. Okay, dis vir iemand wat baie besig is seker great, want dit is jy eet letterlik elke dag dieselfde kos. Okay? Ek weet nie van die ander nie, maar dis my dieetplan is so.
Vir 2 weke eet jy elke oggend dieselfde breakfast, dieselfde snacks, dieselfde middagete, dieselfde snacks weer dan vir namiddag en dieselfde aandete. Okay, so dan hier kom Herman ook nou ook. Het ek die deur opgesluit, ek dink so. So dan eet jy dieselfde. Wat great is, want dan jy hoef nie te wonder wat gaan ek vir myself maak om te eet nie. Jy weet, en jy koop elke week dieselfde goed om te maak. So dis great in een dat jy hoef nie dink aan kos nie, maar die ander deel sou half ek sal lus vir dit of ek sal lus vir dat. Maar wat sy ook sê is jy moet dit nie te veel oor dink nie. Of soos jy lus vir iets eet dit net. Hallo liefie. Hallo. Wil jy saamkom podcast? Jy begin? Ja. Jy was weg? Ja, ek het gewerk. Ja, ek het jou gewerk. Okay, so ja, dit is dan daai dieetplan ding. Okay, dan doen jy dit vir 2 weke en dan na 2 weke dan moet jy weer incheck en dan sal sy besluit, okay, jy vorder goed of jy kort 'n wysiging op jou dieet wat kom, anyway, na 2 weke kry jy weer 'n nuwe dieetplan. Maar ja, so daar's ook 'n oefenprogram obviously want jy moet jou kalorieë op 'n of ander manier verbrand. So daar's vir van Maandag tot Saterdag moet jy elke dag gym. Of jy kan by die huis oefen as jy wil. Daar's soos 'n gym workout program en daar's 'n at home workout program. Maar so as jy by die huis wil oefen dan kort jy nou van daai resistance bands en natuurlik weights soos dumbbells. Maar ek het klaar 'n gym kontrak en ek het nie dumbbells nie en ook nie die regte resistance bands nie. So ek het klaar 'n gym kontrak, so ek doen maar net my oefeninge by die gym. Maar dan is daar sulke jy moet natuurlik obviously al die oefeninge doen. Maar ek het laasweek, ek dink ek was te gretig. Toe het ek met te swaar weights beginne. En ek het want sy gee vir jou soos 'n paar oefeninge en dan hoeveel sets van dit jy moet doen. So sê maar daar's 3 oefeninge, dan moet jy daai 3 oefeninge dis dan 1 set en dan moet jy 3 sets van daai 3 oefeninge doen. En partykeer is daar 2 oefeninge en dan moet jy daai 2 oefeninge is dan 1 set, maar dan moet jy 4 sets doen van daai 2 oefeninge. So ek het begin en my gewigte was te swaar en ek het te veel reps gedoen. So ek het te vinnig te veel probeer doen. So dit het beteken ek het Maandag geoefen en ek het Dinsdag geoefen en toe is my lyf gebreek. Ek kon skaars ek sweer ek het my rug soos gebreek of ek het soos al my rugspiere afgeoefen. Want ek kon seker nog teen Saterdag nog nie regtig uit die bed uit klim nie. Ek kon skaars omrol in die bed. En om op te staan uit die bank uit, Herman moes my letterlik ophelp. Dit was iets verskrikliks. Maar ja, dit is gelukkig verby, so ek het vandag weer gaan gym. En ek het nou baie ligter weights gedoen. En ek het sommer hier by die einde het ek vir die een oefening glad nie eers weights gedoen nie, want my arms was al so lam. Ek kon nie eers die 1 kg weights mee optel nie. So ek het net die oefening nog steeds gedoen, maar net sonder enige weights. So ja, dit ek voel aansienlik beter, maar toe was daar nog sulke ander oblique crunches en planks en daar's nog 'n oefening, maar ek gaan nie crunches en planking in die gym doen nie. Dit is nonsens. Ek sal dit by die huis doen, maar ek gaan dit ook by die huis doen. Ek dink ek genoeg vandag geoefen. So ek het maar net nog bietjie op die treadmill gaan hardloop. Vir bietjie cardio en so aan. Maar ek sal Woensdae is meer cardio, dan moet jy vir 'n halfuur lank cardio doen en dan moet jy matwerk doen basically, wat sulke flutter kicks en shit is. Trek jy uit? Ek het kort hier aan. Maar ek rekord video, so jy kan nie hier uittrek. Ek weet ek jou nek. Ek afgehou. Ja. Herman het Saterdag gaan Red Run Treasure Hunt doen. O nee, maar dis nie waar jy gebrand het. Wanneer het jy gebrand? Donderdag. Het ons vir mense vertel hoe jy gebrand het? Ek kan nie onthou nie, maar Herman het by die mynson of Donderdag sulke spanbou goed gehad wat hulle moes gedoen het. Hulle het potjie kos gemaak. En daar was geen skaduwee nie en geen sonbrandroom nie
En toe hy terugkom, toe is sy nek maroon. Dit is letterlik 'n maroon kleur. So hy is nou besig om sy maroon af te dop en dit is soos 'n 3 varkies pink daaronder. Liefie, jy is mooi, maar jy is pink ook op die oomblik. Ja, De rechte vlees. regte vleis. Okay. Hy lyk of hy vuil is, so dop hy af. Okay, maar ja, genoeg van dit. Okay, dan die ander ding is ons staan op 286 downloads vir die podcast. Met ander woorde, so as daar nog 14 mense is wat enige episodes download, dan kan ons by 300 downloads uitkom. So as julle 'n episode luister en jy hou daarvan, share dit asseblief op Facebook. Verstaan, ek sien daar's mense in Amerika en Australië, oral wat ons podcast luister. So as julle hou van dit, share dit asseblief op Facebook, dan kan ander mense dit ook geniet. Dus ek sê, ons kort nog net 14 downloads, dan trek ons by 300. Lieve, geef ons koffie maak. Ja. Okay, dankie. Okay, en dan Netflix. Ek is amper klaar met You. Ek het julle laas vertel ek kyk vir You. Ek het vanoggend een gekyk wat ek laas week dink ek begin kyk het. So ek het nog 1 episode oor. Maar ja, daai vrou van Joe, Love, daai vrou moet hulle net so toesluit iewers. Sy is buite beheer. Maar ek weet, dit begin raak 'n bietjie afgesaag. Verstaan, almal dood net. Dit is so 'n one trick pony. Sy moet nou ietsie nuuts kry om tot tyd te doen. Sy bak te min koek en sy vermoor te veel mense. En as sy kamp sig so spyt na die tyd, maar ek dink sy soos lewe daarvoor. Dit is maar ja, apparently is daar nog 'n season op pad. So ek weet nie wat 'n ongeluk hulle nou nog kan regkry nie, maar dit smaak my Joe het vir elke season 'n nuwe chick. Hy is net lank genoeg verlief op ene en dan beweeg hy aan na die volgende een toe. So dis eintlik belaglik. Maar ja, as daar soos ek sê, ek het nog 1 episode van dit oor. Ek kan dit nie wag kyk as Herman nie is nie, want hy lewer kommentaar op alles wat ek kyk en dis gewoonlik nooit goeie kommentaar nie. So hier en daar stem ons daarom saam oor kyk stof. Soos ek sê, ons kyk Seinfeld op die oomblik. Herman kan net 1 storie op slag kyk, so dit is nou Seinfeld. Ek dink as ons klaar Seinfeld gekyk het, sal ons seker weer die nuwe season van The Blacklist kyk. Ja. Maar as julle vir my enige voorstelle het, dis al wat ek kyk op die oomblik, is Seinfeld en You, en ek het nog net 1 episode oor van You. So as julle vir my enige voorstelle het van wat ek volgende kan kyk, hou in gedagte, ek hou meestal van, wat gaan die buite aan? Hier's mense hier buite. Wag, ek kan die deur toe maak. Anyway, hou in gedagte, ek hou van soos thrillers en serial killer goed en dalk comedies en sulke goed, maar ja, net die soetsappige teen stront werewolf crap, sparkly vampires. I don't like that. Ek en Herman die naweek het ons vir Rear Window gekyk van Alfred Hitchcock. Dit is een van my gunsteling flieks en ek kyk dit elke nou en dan, maar dit bly goed. Dit is nou obviously nie iets wat jy kan vergelyk met hedendaagse nuwe flieks wat uitkom nie. Maar ek meen, as jy nou kyk, daai movie was gemaak in 1954 dink ek. Ja. As jy kyk daarna, dan kan jy sien Hitchcock was so ver vooruit vir sy tyd, nê. As jy ander movies kyk van 1954 en jy kyk dan die Alfred Hitchcock movie, dan kan jy verstaan hoekom die mense so enamored was met dit. Verstaan, dit was net soos wow, dit is die beste movie ooit.
Maar ja, daar's Grace Kelly is daarin. Financial scam. Hoekom bel die mense my? Kom ons luister wat sê hulle. Hallo? Hallo? Hulle wil met my praat hê. Hulle kan maar met hulle self praat. Kies ek love true caller. Dit sê reguit as die vorm gaan lei dan staan daar financial scammer. Dis is die beste ding ooit. Maar ja, so waar was ek? Alfred Hitchcock. James Stewart speel daarin. Hy is die hoofkarakter en dan speel Grace Kelly daarin. Sy was later getroud met die prins van Monaco, so sy het geraak die prinses van Monaco, vir die wat jy weet hè. Maar ja, so as jy nog het gekyk het hier, en jy stel belang om te kyk, laat weet my, ek kan vir julle sê waar om die movie te kry. Dit is seker nou nie heeltemal legal nie, maar verstaan waar gaan jy daai movie te koop kry? Ek dink eers mens kan dit koop hier. Maar ja, as jy dit wil luister of wil kyk, althans, laat weet my, dan kan ek vir julle help in daai rigting in. So ja, dit is maar eintlik wat ek wou gedoen het. Dit gaan nie hierdie lives, ek het nou 'n live geboek vir vandag, vir Woensdag en vir Vrydag. Dis maar net om te kyk, verstaan of ons meer mense kan kry om interactive te wees. Maar ek weet nou vandag is nou nie 'n goeie tyd nie. Dit is nou mense is nog nie eers by die huis nie. Hulle het nou net klaar gewerk. So dit is nou nie 'n goeie tyd hier en die krag neek ons rond. Maar ja, so ek gaan nou verder gaan wyn drink en Herman het gesê maak vir koffie. Ek eers hoor wie die hel was nou hier buite so geraas het. Sal maar sien. Maar ja, ek gaan Woensdag gaan ons weer live doen. Maar ja, dis nou stage 4, nê? So die tye is alweer screwed. Ek het net gou kyk. Wat ek net gesê? Ek het nou net gesê. Dit gaan nou elke dag die week. Wanneer ek lieg. Okay, so môre Woensdag is van 4:00 tot 6:30. So dalk gaan ek Woensdag sin maak vir 8:00. Ons kan kyk. Dalk is die internet. Nee, ek gaan hy kans vat hier. Ek dink ek gaan Woensdag se live dan skuif na 8:00 toe. Dit is op die oomblik geskeduleer vir 7:00, maar ek dink ek gaan dit maak 8:00. Dat is seker is die internet werk. So ja, ek weet hoe die ander mense se load sheddings, hoe dit lyk hier. Maar ja, dit is nou wat dit is. As jy kan join ons. As jy nie kan nie, dan is dit nou maar so. Dan wag ons maar tot load shedding eendag verby is. Dan gaan dit weer voort. Maar ja, so dis my storie. Ons laat weet my as jy vir my 'n voorstel het vir Netflix. Ek gaan seker môre die laaste episode kyk van You. Dan kan ons aangaan met iets nuuts, iets interessants. Maar moenie vir my crap voorstelle gee nie. Asseblief, come on. Geef my iets met kwaliteit. Kwaliteit. Okay, nou toe, julle moet 'n lekker aand hê en dan chat ons Woensdag weer. Bye bye.